En hier begin ons vandag met 'n volgende stukkie goud. En dit is 'n spieelbeeld of 'n skadubeeld van Yeshua wat ons graag vir julle wil uitwys. Ja, en dit gebeur eintlik in 'n groot deel van Exodus, waar Moses gevra word om die Israeliete uit te lei. En as ons gaan kyk na die storie van Moses, eintlik van begin tot einde is so 'n skadubeeld of 'n spieelbeeld van Yeshua. Daar's net een wat ons uit ons eie Egipte kan lei. So, ons kyk hierso na 'n spieelbeeld, noem ek dit. As jy in 'n spieël kyk, sien jy iets wat lyk soos jy, maar dit is nie jy nie. Dis net 'n beeld daarvan. En dit is waarna ons hierso kyk. So die skrifgedeelte waarna ons verwys is in Eksodus 17 en ek gaan vir Nela nou vra om dit vir ons te lees. En ons sien hier dat die Amalekiete vir Israel aanval. En dis werklik die moeite werd om hierdie skrifgedeelte te gaan lees. En Abba Vader gee instruksie dat Moses op die berg moet klim en dat hy sy staf tussen sy twee hande moet vashou en dit in die lug hou. So, die skrifgedeelte. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms aan weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Wat is die betekenis van die klip, die rots, waarop hy gesit het? Daar is net een rots, en dit is ons Yeshua. Hy is ons rots. So, dis pragtig. Nou, as jy kyk na hierdie beeld wat ons van praat, jy sien hier sit 'n man met 'n stok, 'n staf tussen sy twee hande. Sy hande is uitgestrek na links en regs. Daar's 'n man aan sy regterkant, daar's 'n man aan sy linkerkant en hy sit op die rots. Kan julle die kruisigingstoneel sien? Dis vir my so absoluut duidelik. So, terwyl die Israeliete Moses sien met sy hande in die lug, is hulle sterker. En sodra hulle hom nie sien nie, met sy hande in die lug, word die Amalekiete sterker. So ook moet ons altyd ons oog op die oorwinning wat Yeshua vir ons aan die kruis vermag het, hou. Sodra ons fokus verloor, neem die vyand oor.